Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons sopas ons geloof in U bely as die enigste waaragtige ewige God van hemel en aarde. Vir ons God, deur Jesus Christus, die middelaar wat ons U eiendom gemaak het deur sy bloed te offer aan die kruis, sodat ons ook vir ewig kan lewe. Hoe kan ons U ooit genoeg daarvoor dank en loof en prys? Ons wil vra, Here, dat U ons waarlik sal lei, soos ons gesing en gebid het, dat U ons gedagtes sal stuur en daaroor sal heers, dat U ons die ware vrede, nie die valse vrede van hierdie wêreld nie, maar die ware vrede en troos sal gee, waar sonder ons eintlik nie hier kan lewe nie. Ons lewe in 'n deurmekaar wêreld, dis oral oor oorlog, terrorisme, onvrede, wreedheid en kruiheid, korrupsie, nepotisme, al die lelike dinge wat 'n mens aan kan dink. Dis ons wêreld. En ons moet dit hanteer en ons moet leef as die kerk te midde van al hierdie ellende. Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan nie op ons eie staande bly nie. Daarom vanmôre wil ons in besonder vra dat U woord vir ons so sal open. Hierdie kosbare woord wat deur al die eeue kom, om ons so te stuur en te rig en te lei deur die woord en gees, dat ons steeds te midde van al die ellende vol hoop sal wees, omdat ons iets van die grootheid en die goedheid in Jesus Christus kon sien. Kan weet, daar is 'n baie wonderliker lewe, die ewige heerlikheid met U, waarna ons almal uitsien. Here, ons bid vir elkeen wat ernstig siek is in hierdie môre, sonder in ons gemeente, die ander wil U daar in die groot genade ingryp in elkeen se behoefte, en as groot geneesheer die groeikrag en die herstelkrag gee wat ons nodig het. Ons bid vir elkeen wat worstel op verskeie maniere, finansiëel, worstel oor die toekoms, worstel met huwelike en verhoudinge, gesinne. O Heilige God, wil U wat almagtig is, oor alles beskik, U wat ons in die hande hou, wil U tog na elkeen se nood omsien, soos U dit alleen kan doen. Bid besonder vir die kerk in die wêreld. Die kerk wat nie gewild is by die ongelowiges en die heidene nie, maar in baie opsigte op verskeie maniere ondermyn en aangeval en verniel word. Dankie dat ons kan weet, U is in staat om die kerk in stand te hou. Die kerk. Daarom ook so hierdie gemeente waarvan ons deel is, as vergestalting van die kerk in die wêreld. Here, ons ken ons tekortkominge, ons ken die brakkolle in ons lewe, ons onvermoë. Ons wil vra, Here, hou U seënende hand oor ons, sodat ons sal ervaar, dat U deur die Gees weer nuwe lewe, groei, geestelike groei in ons lewe gee, en dat ons waarlik as weergebore kinders van die lewende Vader, die ewige God, kan leef tot U eer en tot U verheerliking. Ja, Here, help ons om waarlik lig in die duisternis te wees, sodat ons, en besonder as die AP Kerk, ook wil wees. Dis ons hoogste ideaal, ons hoogste doel, om oral vanuit ons gesinne tot in die wydste wêreld daar buite, U lig te versprei en die lof te verkondig. Hoor ons gebed, o Here, ons bid dit in die naam van ons Verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons sal saam lees uit Psalm 78. Dit is 'n lekker lang Psalm, ek het gedink hy 72 versies, as ek reg onthou. Ek sal hom maar lees en sê amen, en dan gaan ons maar huis toe. Maar ek sal dit nou nie so doen nie. Ons gaan grepe daarvan lees, en ek sal dit wat ek uitlaat, sal ek vir u probeer kort in enkele sin of wat saamvat, ons daarom nou regtig waar ook gaan oordink, wat sê hierdie Psalm vir ons, want dit is 'n baie kosbare Psalm, wat eintlik vir ons sê, uit die verlede van ons bestaan, uit die geskiedenis, kan ons bepaalde lesse leer vir ons bestaan nou, maar meer nog, dit sê ook vir ons iets van die toekoms wat voorlê. Dit begin die Psalm met die woorde, 'n onderwysing. Die oorspronklike sê 'n maskiel.
Nou sê die geleerdes, dit is maar 'n bietjie 'n onbekende woord, hulle sukkel om regtig die regte vertaling daarvoor te kry. Maar dit is iets soos om onderrig te doen, om lesse te gee, om, soos hier sê, onderwysing te gee, om mense aan te spreek. Onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreuk. Raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Kinders wat gebore word, so uit die verlede vir ons het gegee, sy wil en sy wet, wat ons ontvang het, wat ons ook in die volgende geslag moet gee, dat dit vir die toekoms steeds sal geld, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En nie word soos hulle vaders nie. Jy ken die verhaal van hoe Israel geleef het, en kom baie opsommend in hierdie psalm na vore. 'n koppige, weerstrewige geslag. 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou nie, en geweier om te wandel in sy wet. En hulle het sy dade vergeet, en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Dis nie verskriklik nie, broer en suster, u moet dan onthou, hulle daar in die woestyn gewandel, hulle het dit beleef, hoe God die wonders gedoen het, hulle vergeet dit eenvoudig. Voor hulle vaders het hulle wonders gedoen in die land, het hy wonders gedoen in die land Egipte. Die veld van Soan, dis 'n stad so aan die ooste kant van die Nyl Delta. Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan. En dan volg die volgende gedeelte nou oor die woestyn tog. Hoe hulle nou in die woestyn rondgeswerf het en God met hulle gewandel het. 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom in die dag, om sy teenwoordigheid sigbaar vir hulle te maak. Nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig. As mens dit lees, moet jy eintlik sê, hoe kan 'n mens so wees? Ons is ook maar baie keer so. Het hom gesondig om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dorland. En hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin. En dan in die volgende verse word daar vertel hoe dat God vir hulle sorg. En tog bly hulle wederstrewig. Daarom het die Here gehoor en toornig geword, en 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel. Omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Tog word manna en kwartel steeds voorsien om hulle te versorg. Sien jy die genade van die Here? Hulle is so ontrou en so wederstrewig en vol halsstarrigheid, en tog voorsien God wat hulle nodig het, kwartels en manna. Vers 29, toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle begeerte het hy bevredig. Hulle was nie weg van hulle begeerte nie. Hulle voedsel was nog in hulle mond, toe die toorn van God teen hulle opgegaan het, en hy slagting onder hulle kragtige manne aangerig, en die jong manne van Israel neergewerp het. Ondanks dit alles het hulle verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. So het hy dan hulle dae laat vergaan in nietigheid en hulle jare in verskrikking. Vers 36, en hulle het hom met hul mond gevlei en hom met hulle tong belieg. Hoor net die valsheid, die skynheiligheid. Leef dit maar ook by ons eie mense dikwels. Met hulle mond hom gevlei, met hulle tong belieg, maar hulle hart het nie aan hom vasgehou nie. En hulle was nie trou
in sy verbond nie. Maar hy is barmhartig. Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend hy sy toorn af, en wek nie al sy grimmigheid op nie. Nou verder vers 41, en hulle het God opnuut versoek, en die heilige van Israel gekrenk. Hulle het nie aan sy hand gedink aan die dag toe hy hulle van die teenstander verlos het nie. Dan van vers 43 word hulle herinner aan die plaag in Egipte. Mens nou eintlik dink hulle dit daar gesien en beleef, hoe dat God in die plaag, die 10 plaag het gebeur het, tot die 10de plaag, maar tog bly hulle ontrou. Vers 51 sê, en hy het al die eerstgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam. Maar hy het sy volk laat wegtrek soos skaap en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Ja, hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie, maar die see het hulle vyande oordek. En hy het hulle gebring na sy heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het. En die nasies voor hulle uit verdrywe, en die aan hulle as afgemete erfdeel laat val, en hy die stamme van Israel in hulle tente laat woon. Maar hulle het hom versoek, en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle sy getuienisse nie onderhou nie. Hulle bly wederstrewig, broer en suster, die volgende gedeelte verduidelik hy, God straf hulle, maar hulle hou vol om ongehoorsaam en wederstrewig te wees. Vers 67. En hy die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het, en hy is 'n heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat hy vir ewig gegrondves het. En hy het sy knegt Dawid uitverkies, en hom van die skaapkrale afgeneem, agter die lammeroeie het hy hom gaan weghaal, om Jakob sy volk op te pas, en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas, dis nou Dawid, na die opregtheid van sy hart, en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Tot sover die skriflesing, mag die Here gee, dat ons ook vanmôre hierdie woord sal hoor, sal dink aan ons eie verlede, en God die pad met ons gestap het, soos hy met sy volk gestap het, waar ons nou staan, en dat ons opnuut weer hoop sal kry vir die toekoms wat voorlê. Geloofdes Psalm 78 word beskou as 'n historiese psalm. Juis omdat hy hierdie geskiedenis van Israel so van die begin tot hier met die aanstelling van Dawid as koning, baie kort maar tog redelik volledig beskryf. Die digter wil God se wonderdade wat hy voortdurend voor hierdie volk en aan hierdie volk gedoen het, opnuut vir hulle vertel, sodat die nageslag dit sal hoor, sal onthou, en dat hierdie volk kan staande bly, dis sy hele bedoeling daarmee. En dat hulle mekaar voortdurend sal bly herinner aan God se troue liefde. Hoekom? Want hierdie volk van die Here ly maar aan dieselfde siekte as waarin ons elkeen ook maar ly. Die siekte, wil ek maar sê, die kanker van vergeetachtigheid. So 'n geestelike kanker, ons vergeet so maklik. Maar as met ons goed gaan, ons swaar gekry het, so wat ons op die knieë en ons vra uitkoms, kry ons die uitkoms en dan gaan goed. En dan raak God so maklik vergete, soos met Israel ook gewees. Jy weet jy, die Here het dit goed gedink, om toe Christus na die wêreld toe gekom het, ook die doop en die nagmaal as sakramente, heilige handelinge, dit wat sakramente beteken, in te stel, om vir u en vir my en ons kinders, in die toekoms ook voortdurend te herinner, aan hierdie liefde en genade van God, om ons as sy verbondsvolk, te keer van ons vergeetachtigheid, sodat ons sal onthou. U sien, dis God se opdrag, dat ons sy gebooie en sy wonderdade aan elke nuwe geslag sal bly oorvertel. Die opvoeding van ons kinders,
Wat 'n verantwoordelikheid vir ons onderwysers, en vir ons ouers, grootouers, ons kindskinders. En ons eintlik nou vanmôre weer geluister dat die deel in Deuteronomium, wat ons ook dikwels as deel van die wet lees, waar hy sê ons moet voortdurend aanhou om dit by ons kinders in te skerp, waar ons ook al is, waar ons ook al beweeg. Ons het, elkeen wat kinders het, wat kleinkinders het, doopbeloftes afgelê. Ons het die verantwoordelikheid aanvaar voor die lewende God as deel van sy verbondsvolk, om getrou ons belofte na te kom. As ons mooi na hierdie Psalm gaan kyk, wil ek hê met hierdie beeld so 'n bietjie in die gedagte hou van 'n loergaatjie. Ek dink almal van ons het ergens langs die pad waar ons kinders was, so 'n bietjie deur 'n sleutelgat geloer, wat ons nie mag gedoen het nie, om te sien wat gebeur daar binnekant. En as ek nou so deur hierdie sleutelgat van my vinger loer, dan sien ek net so 'n paar van die lidmate hier in die middelste ry. Die ander sien ek glad nie raak nie, hulle is nie daar nie, net julle. Maar die werklikheid is, die res is daar, die orgelis is daar, skankman is daar, al sien ek hulle nie. En so is dit ook as ons oor God praat, oor die loergaatjie op die ewigheid, wat God in Christus eintlik vir ons gebring het. Verstom my baie keer dat mense en groot teoloë in sommige kerke baie breedsprakig is oor presies hoe God dink en doen, soal met presmissie gesê, of hulle om daar uit 'n rakkie gaan haal of 'n kassie, en ek kan vir jou mooi presies vertel, hoe lyk God en wat doen hy, so asof hulle in staat is om dit te doen. God is veel groter. Ons sien maar deur 'n klein loergaatjie die ewigheid in. Daarom moet mens maar altyd bietjie voorlopig oor God praat. Jou nie verbeel, jy is so intelligent, dat jy alles van God kan verklaar nie. Want ons slimste manne het ook al agtergekom, hulle was toe nie so slim nie. Hier word in hierdie woord eintlik, en later ook in die evangelies, wanneer Christus ter sprake kom, vir ons eintlik die voorreg geskep dat ons as het ware 'n loergaatjie kry vanuit die verlede, vir ons bestaan hier in hierdie wêreld, hoe ons moet leef, maar veral wat vir ons voorlê in die toekoms. En in ons dae is dit so nodig. Ons leef in so gemorstheid. Baie van u glo ek volg ook 'n bietjie die nuus oor wat in Israel aan die gang is, in Rusland aan die gang is, ag die hele wêreld is deur mekaar almal brom en grom vir mekaar, en mens wonder, wanneer bars die bom nou vir 'n derde wêreldoorlog? Maak 'n mens benoud. Maar dank God ons kan vorentoe kyk, die toekoms in, en ware hoop hê. Nie 'n mishoop nie, ware hoop op die ewige heerlikheid wat God vir ons moontlik gemaak het. Hierdie Psalm, ja, ek wil dit ook maar sê, president Kreer, u sal ook onthou, ek dink dit is hy, wat gesê het, neem die verlede wat goed is, en bou die toekoms daarop. Ons het in die verlede geleer van Jesus Christus, en ons glo vas in hom nou hier waar ons is, en dit geld ook vir ons, vir die toekoms, die heerlikheid wat voorlê. Nou begin hierdie gedeelte, met seker een van die belangrikste gebeurtenisse in Israel se bestaan, ek wil amper sê, die geboorte van Israel, toe God die verbond gesluit het met Abraham, sê hy sal vir hom 'n genageslag gee, soos die sand van die see. Israel het tot stand gekom. 'n Kosbare stuk geskiedenis, hierdie verbondsluiting tussen God en mens. En nou sê hy, ons moet vir mekaar daarvan vertel, mekaar daarvan leer, van God in die eerste plek, en hoe hy sy verbond hou, en getrou bly. En nou sê die Romeinebrief, die Nuwe Testament, ook ek is deel van hierdie verbondsvolk. Nie omdat ons so oulik is, of van wie afstamming, of van bloed nie, maar ons is deel van God se verbondsvolk, wanneer ons glo in Jesus Christus, dan word ons kinders van Abraham, sê hy daar. Dan word kinders van die verbondsvolk. So roep hy elkeen van ons op, en hy sê, hy wil ons herinner aan sy liefde, sy genade, al was ons ook wederstrewig en ontrou soos Israel. Daarom die doop en die nagmaal wat ons kan beleef. Elke keer herinner dit ons aan sy wonderdade en sy groot genade.
Hy wil vir ons sê, hy wil nog altyd met ons op weg wees, soos die lewe van Israel. Wat het hy net nie gedoen nie, hy gaan red hulle uit slawerny, waar hulle so slawe verdruk en geslaan en verinneweer word. En die kloof hulle die pad oop deur die see, dat hulle droogvoets kan deurloop. Dis al sy geskiedenis. En ook in ons geskiedenis begin alles by God, by sy optrede, by sy ingrype in die lewe van die mens. Uiteindelik eindig dit ook by God. Hoor jy daar? Alles gaan oor God. Ek wens ons wil dit hoor en dit in ons lewe net laat insink. Iemand sê oor die naweek vir my, ons groot probleem is die onheilige drie-eenheid. Dan waarvan praat jy nou? Toe sê dit is daar, so die Engelse sê, I, me and myself. Eintlik oor wat ek kan kry en belangrik vir my is wat vir myself voorlê. Sy almal in daai siekte, broer en suster, ons moet daarteen waak, dit gaan oor God. God van die hemel en aarde, wat ons tot hier toe gebring het, wat ons elke dag versorg en vir ons die ewige heerlikheid sal gee. Hy, die ewige God, red hulle so uit slawerny. Dan volg die geskiedenis, jy kan weer die Psalm gaan lees in besonderhede. En so gaan hierdie volk voor en uiteindelik ontstaan in die Nuwe Testament in terme van gemeentes, kerke, medegelowiges wat by mekaar kom, geredde sondaars, om God te eer vir hierdie wonderdade in ons lewe en sy liefde. Weet jy wat is die wonder? Wanneer ons struikel en soos Israel wederstrewig raak, dan leer ons uit die woord, God is bereid om telkens, wanneer ons 'n diepe berou, soos ook vanmôre met ons skuldbelydenis, om telkens weer nuut met ons te kom begin. Midde in elke woestyn van ons lewens, wil hy kom en die rotse oopbreek, dat die water van die lewe kan vloei. Toen weer Psalm 78 ons eie maak, want dit herinner ons, soos Israel, aan ons eie hardkoppigheid. Ons eie hardnekkige volharding in die kwaad en in die verkeerde. En wat God die mens so goed ken, so die opstand van die mens eintlik beleef, kom hy en hy gee die volmaakte uitkoms. En dis Jesus Christus. Dis die enigste moontlikheid, want kan jy dink oor soveel jare worstel hy met hierdie volk wat net ontrou bly. Worstel hy met my en jou ook nog vandag, wat so dikwels ontrou is. Dink maar hoeveel keer is jy met lelike gedagtes besig? Of is jy besig met 'n gevloek en 'n geskel of 'n geskinder of wat ook al die lelike goed. Baie erge goed ook. God sê, hy bly getrou. Ons moet net weer op ons knieë voor hom wil kom en ervaar dat God deur hierdie daad van Christus, en as ons in Christus glo, eintlik 'n wonder doen in elkeen se lewe. God herskep ons eintlik. 'n daad van herskepping, sodat ons nuwe mense is, wat opstaan as weergebore kinders van die lewende Vader, die ewige God, ons hemelse Vader. En dan kan ons 'n nuwe gehoorsaamheid begin leef, en ons pleit, lei ons deur die Gees. Ons vanmôre juist die gesange wat ek gekies het, daarby laat aanpas. Maar ons eintlik bid, Here, ek kan nie op my eie staande bly nie, ek bly struikel. Lei my deur u Gees, dat ek gehoorsaam sal wees. Psalm 78 is 'n vermaaning, dat ons die groot dade van God in die verlede nooit sal vergeet nie. Soos die sakramente. Iemand sê, dis 'n herinnering wat eintlik soos 'n knoop in jou sakdoek is. Weet nie wie van julle doen dit nog nie? Die meeste dra nie meer sakdoeke vandag nie. Baie gebruik sommer hulle moue. Maar vroeër jare het ons almal sakdoeke gedra. En as jy nou 'n ding moet onthou, haal jy sakdoek uit en jy maak 'n knoop, sodat as jy nou vanaand jou sakdoek wil weggooi, onthou jy, o ja, daai ding moes ek nog gedoen het. Dis 'n herinneringsteken. Of 'n klokkie wat ergens moet lui, of 'n wekker wat moet afgaan in ons lewe, om ons voortdurend te herinner. Onthou, dis wat nagmaal en doop doen. Nou kom gesê hierdie gedeelte ook, as ons dan onthou, vertel dit oor en oor vir die volgende geslag en die geslag daarna, dit moet deel wees van hulle hele wese,
van hulle gene, begin in die gesin. Elke ouer het die verantwoordelikheid. Elke ouer wat die belofte, die doopbelofte geneem het, het in die eerste plek die verantwoordelikheid om hierdie woord oor te dra. Die kinders in die vrese van die Here groot te maak, wat anders te sê. Elke grootouer het die verantwoordelikheid, teenoor die kinders al is hulle al groot en die kleinkinders, om voort te gaan en hierdie liefde van God te versprei. In ons familie, buite die gesin, uiteindelik in ons volk, uiteindelik in die kerk en dwars oor die wêreld, dat ons ligdraers wees in 'n donker wêreld. En sê Deuteronomium, oral en altyd. Moet dit ons ideaal wees, om hierdie wonderlike boodskap uit te dra. Ons moet dit voortdurend doen, aanhou, al is die lewe hoe deurmekaar, en hoe donker vorentoe. Psalm 62 het 'n mooi uitdrukking, hy sê, te midde van al die slegte dinge wat ons ervaar, moet ons so leef dat ons siel eintlik aan God verkleef is. Dat hy geplak wees aan God, as ek dit so kan platter stel. Ons moet vasklou aan hierdie ware, lewende God, wat ons nooit sal verlaat of los nie. Dis ons wat ontrou raak, soos Israel. Jy sien die sleutel van die lewe, moet ons môre hoor, en dis waartoe hierdie Psalm ons wil dring, dat ons sal bly glo, al gebeur wat ook al. Dis so eenvoudig nie. As baie mense wat deesdae sê, ag nee, dis maar storieetjies hierdie. Hier sê het ook al raak geloop het. Baie mense wat die geloof opgee. Ek het geleerdes geken wat selfs aangetroude familie is, wat na vreeslike studies oor die ontmitologisering van die Bybel, het hy die toga opgehang en sê, ag nee, hy het genoeg gehad van hierdie storieetjies, dis tog nie waar nie. Die woord roep ons op, bly glo, volhard in die geloof, tot die einde van jou lewe toe. Want het gaan nie oor hierdie lewe nie, het gaan oor die heerlikheid hierna waarheen ons op pad is. Die storie van Psalm 78 het uiteindelik 'n ontrafeling aan die einde. Want dit bied so iets van 'n uitsig op die beloofde land. En hulle daar natuurlik, die beloofde land, het hulle fisies gedink aan die land wat God gee, wat uiteindelik gegee het. Vir ons besef ons, dit gaan oor 'n baie groter, belangriker land, die ewige beloofde land, wat ons kry deur Jesus Christus ons Here. So broer en suster, as een ek ook dikwels loop deur ons woestyne. Ons almal het dit. Verskeie redes, of vervolging, of vertwyfeling, of hartseer, of eensaamheid, noem maar op. Gryp dan vas aan hierdie woord, na God se trou, sy liefde, aan sy herinneringstekens van die nagmaal en die doop, aan sy woord, en jy sal weer opnuut die hoop op die ewige heerlikheid kry, dit wat hy vir ons verseker waarborg. Dis nie maar net soos die kommunisme bestaan en bulder en uitgebulder het. Dis a pie in the sky when you die nie. Nou alreeds weet jy en ek, ons het die ewige lewe. Elkeen van ons persoonlik hier op aarde. Maar meer nog, staan stil by die loergaatjie van ons geestelike lewe. En staar en sien uit na die ewige heerlikheid, die hemel, waar ons sal wees, met ons geloofsoog die lam raak sien, die Openbaring dit beskryf, daar op sy troon. En hy verseker ons, as ons onthou hy opgetree het in die geskiedenis aan die kruis van Golgotha, en nou daarop vasklou, ons sal deel wees van sy heerlikheid. Afsluitend sê, u mag nooit, ek nie een van ons mag ooit die geskiedenis van Psalm 78 vergeet nie. Ons mag nooit die geskiedenis van God se handelinge in die lewe van ons volk beleef, wat ons beleef het vergeet nie. Ons mag dit nooit vergeet in elkeen van ons eie lewe nie. Ons moet mekaar voortdurend daaraan herinner, voortdurend veral herinner aan die verlossingsboodskap van Jesus Christus. God wat hierdie loergaatjie moontlik gemaak het op ons ewige bestemming. As ons dit op regtyd doen, sal jy agterkom, ons kan nie anders nie. Ons wil uit volle bors jubel en juig
Dankie Here vir die wondertekens in my lewe. Dankie vir die weergeboorte wat in my plaasgevind het. Dankie vir die nagmaal, vir die doop wat ek telkens beleef, wat my aan U herinner en U liefde. En nog harder jubel elkeen van ons, sê dank God dat ek gedoop is. Ja, dat ek gedoop is in U naam. En dat U nooit vir my sal skaam. Wat 'n woord. Kom, laat ons dankbaar jubel. Laat ons voortdurend deur hierdie loergaatjie kyk, Jesus Christus. Laat ons vashou in die geloof, aan die hoop wat ons koester, en die liefde wat ons ken. Sy liefde, nou daardie liefde met mekaar deel. Amen. Kom geliefdes, laat ons verenig in die gebed. Here, wanneer ons hierdie woord beluister en bedink, dan voel ons dadelik skuldig, omdat ons so dikwels, maar net soos Israel, hardkoppig, vergeetachtig, ontrou in ons lewe is. Here, U het vir hulle gebring in die beloofde land en hulle het teen U opdragte en teen U wil agter die afgode aan hoereer soos dit daar staan. Hulle het nie U opdragte uitgevoer nie, hulle het die wet vergeet. En telkens het U in die liefde hulle weer opgetel. Weer 'n kans gegee. Dankie dat U aan ons elkeen ook die kans gee in Jesus Christus, die volmaakte ewige uitkoms. Help ons, Here, dat ons waarlik woord en gees sal volhard, omdat U deur die gees vir ons voorgaan en ons lei. En as ons wil val, Here, tel ons op, maak ons getrou, dat ons altyd na U wil sal vra, en ons hele lewe, alles daar volgens sy inrig. Dat ons sal dink voor ons praat, dink voor ons doen, of dit volgens U wil is, en of dit maar weer 'n kwessie is van ons eie wil, ons ontrou, ons onverantwoordelikheid, ons sondigheid. Maar Here, maak ons nuut, dat ons as verloste sondaar sal leef, dat dit duidelik is in ons woorde, dade en ons denke, dit draai vir ons in hierdie lewe alles om U, die ewige God, want U is alles in ons hele bestaan. Amen.